wagter toe God in hom verskyn op die berg Horeb. 'n steen met die brandende doringbos wat nie wou uitbrand, het sy aandag getrek. Toe die Here sien dat hy nader kom, roep hy Moses uit die doringbos. God sê moenie nader kom, trek uit jou skoene, jy staan op heilige grond. Ek sê God, die Here God, God van Abraham, Isak, Hallo my liewe mens, Willem Francis en jy in die woord van God, die Bybel. Ek hou daarvan om te sê, dit is die geskrewe woord van 'n lewende God. Dis nie net 'n boek nie. Ek is in 'n tyd van my lewe wat ek baie meer raak sien as wat ek raak sien het toe ek jonk was. Ek ervaar baie meer as wat ek ervaar het. Ek stel in baie meer goed belang wat net by my verbygegaan het. Dit was nie vir my belangrik nie. En ek dink nie die huis van God, die woord van God, was al ooit so verskriklik belangrik vir my soos nou nie. Miskien is ek gespaar deur die hartaanval. Ek moes dood gewees het, ek was 3 keer dood of plus, ek weet nie, ek kan nie onthou nie, Francis het my nou al baie vertel, maar dit is nie belangrik nie. En ek het teruggekom na hierdie wêreld toe. En ek geglo ek is gereed om te gaan, en ek het geglo ek het gedoen wat ek kon doen, en my tyd is verby, en ek is paar maande van 70 af, baie min maande van 70 af, en it's time, it's tyd om te gaan. En ek blaai deur die sosiale media, en ek blaai deur die nuus, en ek blaai deur die, en ek ry deur die strate, en ek kyk om my, en ek dink aan Jesus waar hy gesê het, wat die woord sê, en Jesus het geween. En ek het al hieroor gepraat, oor Jesus wat geween het, en as ek die Engelse uitdrukking kan gebruik, I'm crying on the inside, vir die wêreld. Die wêreld is woes en leeg, en die wêreld is vervalle, en die duiwel is los, en hy is besig om te verwoes, en hy is besig om uitmekaar te skeer, en ons het die woord van God wat sê, pas op, ek waarsku julle, vals heilige gees, valse predikers, valse, regerings, en ek wil so graag woorde gebruik wat my in jou lewe kan verander. Die lewe voel vir my so gemors. Ek kyk na die regering, is 'n absolute gemors. En in die eerste plek weet ek nie hoe kon ons dit toegelaat het om 'n pragtige land toegelaat te word om te verwoes en besteel en uitmekaar geskeer te word nie. Hoe ons volke, nie net een nie, volke vermoor word, verniel word, verarm word. En ek wil amper sê, ek staan op moedverloorse vlakte. En wat moet ek sê? Ek kan net sê wat die Heilige Gees vir my sê. Ek wil vir jou vra, wat wil jy hê moet ek sê? En daar's mense wat probeer om goed te sê, en hulle kleer die prentjie in
van hoe mooi dit is en jy moet net, liewe Jesus, gelukkig maak deur goed te doen wat hom gaan beïndruk. En party is moedeloos en sê, ek sien nie meer die lig nie. Ek sien nie die silwer raam, of die goue silwer raam om die donker wolk nie. Ons lewe bestaan uit verwoeste huwelike, verwoeste, verkragte kinders, moord en selfmoord en ouers wat kinders doodmaak en kinders wat ouers doodmaak en volke wat mekaar doodmaak en party ouens wat sing kill the farmer, kill the boer en almal môre gaan die son weer skyn. Maar hy skyn nie. Hy kom op en hy gaan onder, maar hy skyn nie. En ek verlaat my op die woord en ek sê, Here, help my. Jy moet iewers 'n antwoord wees, jy moet iewers wees wat ek kan vir die mense gaan sê, weet jy wat, daar's hoop. Daar's hoop. Maar dis nie, toe ek 'n kind was, het my oupa 'n beursie gehad, en oupa en ouma het my groot gemaak, en dan maak hy die beursie so oop, en dan skud hy hom so, dan kom die geld so uit. En ek het gedog, daai is die wonderlikste beursie. Toe ek klein self kinders het, dan sê ek vir my kinders, dan sê hulle, papa, kom ons gaan driving toe. Dan sê ek, ons het nie geld nie. Dan sê hulle, gaan na die masjien toe. As papa die knoppies druk, dan kom die geld daar uit. En so het ek begin voel oor wat is ons opsies. En almal dink, Jesus sit net in wag vir my en jou om ons toe te gooi met geld en geskenke en genade en vryheid. Ja, hy is, maar dit kos 'n prys. Dit kos 'n prys, en dit is 'n prys wat ek en jy bereid moet wees om te betaal. En ek blaai deur die woord en ek kom by Psalm 121, wat ek uit my kop uit ken, sonder om hom voor my oop te hou, maar ek wil hom vanaand vir jou lees. Die psalmdigter, Dawid skryf hierdie woord, 'n bedevaartslied, op my pad, my en jou pad vandag in Suid-Afrika, in die wêreld, voor 'n verkiesing. My ouma het altyd gesê, kerk en politiek hoort nie in dieselfde sin nie, hoort nie, as die predikant politiek praat, dan klim hulle, en hulle staan hulle op en loop hulle uit, want jy praat nie politiek in kerk nie, jy praat nie kerk nie, jy praat Jesus, in die kerk, in die politiek, in die huis, in die werk, waar jy beweeg, moet jy God se lig laat skyn. Hy begin om te sê, ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? Dis nou waar ek is vanaand. Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp gaan nie van die regering wees nie. Gaan nie wees van kiele farmer, kiele boer nie. Dit gaan nie van die diefstal en die miljoene rande wat gesteel wees nie. Die hulp gaan nie van enige plek afkom nie. Ek lag, skryf vir my, teken die petisie, Donald Trump is a nobody. The only answer is Jesus Christ. Die enigste antwoord is Jesus Christus. Teken die petisie, ek wil nie petisies teken nie. Waar gaan my hulp vandaan kom? Nou, wonder ek altyd, tussen vers 1 en 2. Nou, ek het dit al gedoen. Ek sit en dink, waar sal my hulp vandaan kom? En dan skryf ek dit neer, en ek sit die papier op my lesenaar, en ek vergeet daarvan. En 'n week later, op 'n goddelike manier, is daar 'n stem in my binneste wat sê, my hulp is van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. En dan loop ek na daai papier toe, en sê ek, wat het ek geskryf? Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here. Ek wonder tussen vers 1 en 2, hoeveel tyd het verloop, voor die psalmdigter
wakker geskrik het uit 'n diep slaap van, ag jee, waar gaan my hulp vandaan kom? 'n petisie, 'n regering in 'n ander land. Ek het nou die dag met 'n pel van my gepraat en hy sê as jy iets lees op op die internet, as jy iets lees en hulle sê dis 'n goeie medisyne, dis goed, en hulle vra geld, dat moet jy weet hulle gaan geld vra. Dit gaan oor geld. Geen ander land sal kom oorlog maak in jou land verniet nie. Nie verniet nie. En as hy kom, wil 'n paar ander weer teen hom kom, want hulle wil ook die ander partye. My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy kan jou voet nie laat wankel en jou bewaarder kan nie sluimer nie. Hy sluimer nie op hierdie oomblik, hy slaap nie op hierdie oomblik nie. Hy weet van my, hy weet van jou, hy weet van nou, dis laat in die aand, en ek sit hier in my karretjiekamer, en hy weet van my en jou, hy weet van hierdie gesprek, want toe ek hiernatoe stap, toe weet ek nie waaroor ek gaan praat nie, en toe ek hier kom sit en ek vat die woord, toe onthou ek Psalm 121, wat sê, waar gaan ons hulp vandaan kom? Want ek is angstig. Ons gaan nêrens hulp kry nie. Ons gaan dit nie self kan doen nie. Wat gaan ons doen? Wat gaan ek los vir my kinders en my kleinkinders? Hy kan jou voet nie, jou bewaarder kan nie sluimer. Kyk, die bewaarder van Israel, die bewaarder van Ben en Francis, van my 4 kinders, my 7 kleinkinders, die bewaarder van jou, die bewaarder van hierdie land, die bewaarder van die damme, die bewaarder van die olie, die bewaarder van die elektrisiteit, sluimer of slaap nie. Die Here is jou bewaarder. Ek wil amper uitskree, word wakker Suid-Afrika, word wakker Christene, word wakker heidene. Die Here is jou bewaarder, die Here Jesus is jou skaduwee aan jou regterkant. As ek so maak, is daar 'n skaduwee. Fisies is dit nie Jesus nie die skaduwee. Dit stel die Heilige Gees voor, wat jy as kind van God altyd in jou behoort te hê, binne in jou hart, binne in jou siel, binne in jou verstand, binne in jou doen en late, binne in jou taal, binne in jou oë, binne in jou ore, binne in jou hande. Die Here Jesus is jou bewaarder, die Here Jesus is jou skaduwee aan jou regterkant. Die krag van die Heilige Gees van God, dit sit ek al by, dit staan nie daar nie, maar ek sê dit, die krag van die Heilige Gees van God is jou bewaarder. Die son sal jou bedags nie steek en die maan ook nie in die nag nie. Die Here sal jou bewaar vir elke onheil, jou siel sal hy bewaar. Die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar, van nou af tot in ewigheid. My liewe mens, maar ek en jy moet iets doen. Ons kan nie vertrou op prinse en konings en ander lande se regerders en glo, daar gaan 'n dag kom wat al hierdie goed gaan verdwyn van die aarde af nie. Ek en jy moet op ons knieë kom. Ek en jy moet nie vir iemand vra, bid vir my kind nie. Ek bid sommer self hom, want ek het die autoriteit, want ek is 'n wedergebore kind van God. Ek is gevul deur die Heilige Gees van God. Die Heilige Gees. Ek hoef nie rond te kyk wie gaan my help nie. Ek weet waar lê my antwoorde. Ek weet wat moet ek doen. En ek wil vanaand dit met jou deel. Jy het dit ook. Maar jy moet iets begin doen. Jy moet opstaan en sê, my krag is van die Here. Here, ek wil die krag hê. Wat kan ek doen om nader aan U te beweeg? Wat kan ek doen om hierdie autoriteit te hê, om te kan sê, my krag is van Jesus Christus, my krag is van God die Vader, Yahweh, my krag is deur die Heilige Gees van God in my. Wat kan ek doen? Ek kan omdraai van die goed wat ek weet wat verkeerd is, en die goed wat ek dink wat reg is wat verkeerd is, sal die Heilige Gees van God aan my openbaar.
Ek hoef niks te doen nie. Ek moet net God vertrou. En as die Heilige Gees vir jou sê, wat jy doen is verkeerd, moenie vir my sê, die woord sê, ondersoek alle dinge nie. As ek my foon vat, en ek maak pornografie oop, het ek nie nodig om dit te ondersoek nie. As daar staan pornografie, dan weet ek dis van die duiwel. Dan weet ek hoef dit nie te ondersoek nie. Bekeer jou van wat verkeerd is in jou lewe. Draai terug na God toe. Draai terug na Jesus Christus toe. En hoe gaan ek dit doen? Deur die salwing van sy Heilige Gees, wat my liggaam gewas gaan word deur sy bloed, wat hy vir my en jou aan die kruis gesterf het, sodat ons hom kan hê as ons bewaarder. Bekeer jou, sê die woord, en dan was die ou jy af. Laat die ou jy sterf. Hulle noem dit onderdompeling, hulle noem dit groot doop, is nie groot doop nie, is doop van wedergebore kinders van God. Raak 'n wedergebore kind van God, breek die bande, breek die laste, breek die goed waaraan ons vashou, die geskiedenis, en my ouma het dit geglo, nou moet ek dit doen. Nee, wat sê die woord van God? En as jy dit gedoen het, sê, vul my met u Heilige Gees, Here. Vul my, sodat ek nie meer leef nie, maar dat u in my leef. Nie meer my woord nie, nie meer my gedagtes nie, nie meer my preek nie, nie meer my ek nie. Heilige Gees van God, my gedagtes, my woorde, my oë, my ore, my hande, my voete, want ek weet waar my krag vandaan kom. My krag is van die Here Jesus Christus, God die Vader Jahweh, deur sy Heilige Gees. My liewe mens, ons kan nie langer wag vir miracles van die duiwel om waar te word nie. Sy miracles is slaggate, sy miracles is nie van God nie. Al hierdie nuwe goed wat hulle maak en wat hulle doen, en dit gaan ons land red, en dit gaan die wêreld red, en daar gaan 'n man kom op die wolke, en hy gaan die antichrist wees, en hy gaan vrede bring in Libanon, in Israel, en hy gaan vrede bring oor die wêreld, en mense, Christene, predikers, gaan agter hom aanstroom. En die woord van God sê, die hulp is net van die Here. Moenie baken op enigiets anders nie. Moenie antwoorde soek op enige ander plek nie. Ons hou van mooi preke. Ons hou nie van turn and burn nie. Ons hou van kerke wat soveel reëls het, en vashou aan ou tradisies. Hulle glo aan LGBTQ, maar hulle glo nie meer aan God nie. Hulle glo om kinders dood te maak, en ons wil vir hulle stem. My liewe mens, ek wil by jou pleit vandag, en jy kan my oordeel. Jy is welkom om my te oordeel. Ek gaan nou my nommer gee, skryf hom af, stuur my 'n WhatsApp, gee my jou opinie. Skryf jou naam en jou nommer by, moenie hierdie ridders agter die tikmasjiene wees nie. Warriors agter tikmasjiene, hulle beklei, maar hulle sê nooit wie hulle is nie. My liewe mens, Here, ons hulp is van U. Here, ek weet verseker, van die wêreld, van die prinse en prinsesse, van die konings van die wêreld, wat vrot is van Satan se gemors, gaan ons nie help nie. Ons gaan onsself nie kan help nie. Here, ons het te veel toegelaat, ons is te diep ingesik. Ons kan nie onsself help nie. Ons hulp is van die Here Jesus Christus, deur die krag van die Heilige Gees, in Jesus naam. Here, dat elkeen wat hierdie gebed hoor, nie 'n mooi gebedjie wil bid, en dink hulle is op pad hemel toe, maar laat ons lewens verander, lewens volmaak verander, laat ons terugkeer na Jesus Christus toe, laat daar nie môre plek in huise van die Here sal wees nie, en laat predikante wat môre op 'n kansel moet staan, gevul sal wees met die Heilige Gees
van God. En as hy nie gevul is nie, en hy's onder die banvloed van Satan en die tradisies van die ou dae, Here gee hom maagpyn dat hy nie kan kerk toe gaan nie. Laat iemand die woord bring, gevul deur die Heilige Gees van God, is my gebed in Jesus naam. Amen. Baie dankie my liewe mens. My telefoonnommer is 072 577 1196. Baie dankie vir elke gebed, elkeen wat bydra, elkeen wat deel is. Baie liefde, Ben en Francis Loubser. Ons is by Jesus is Lig Gemeente in Eastvale Springs, Pastoor Roan Marie. Amen.